Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se onderwerp is Afrikaanse skole moet geprivatiseer word. En die rede waarom ek so sê is omdat daar nou weer eens hier in Gauteng 'n poging van die ANC onderwysdepartement is om Afrikaanse skole se fondse heeltemal van hulle weg te neem of so te verminder dat die skole regtig finansiëel gaan sukkel. Hulle gaan nou die subsidie per kind van R900 per jaar, wat in elk geval niks is nie, verminder na R300 per jaar toe. Maar voordat ons nou verder daarop ingaan en my argument dat ons al die skole moet geprivatiseer word en moet oorgedra word aan die taalgemeenskap en aan die Afrikaner gemeenskap, wil ek jy net herinner, weer eens aan ons boek, ons Paul Creer boek, die biografie van Paul Creer, deur D.W. Creer, wat tans onder promosieverkeer, jy kan die boek vir, dit is 'n boek van 600 bladsye in hardeband, 'n luukse uitgawe, wat jy kan koop vir R200, teen 50% afslag is. En dit gaan nie vir ewig hou hierdie promosie nie. Ek raai sterk aan om die boek aan te skaf. Dit is regtig 'n verskriklike interessante boek wat die hele 19de eeu dek en Paul Creer se lewe daarmee saam. Dit is baie leesbaar geskryf en dit gee mens werklik insig in hoe die noorde van die land ontstaan het en selfs die syne, want hulle het ook 'n rol daarbey gespeel. En ook natuurlik die Hollander onderwysers wat hierheen gekom het na tydens net voor en na die Tweede Vryheidsoorlog. En dit is eintlik daar waar Afrikaanse onderwys begin het. En Afrikaanse onderwys het eintlik hierdie land gebring waar hy vandag is. Of ons is besig om af te gly, maar waar hy was tot 'n paar jaar gelede. En vandaar my pleidooi, terloops ja, ek sit die skakel in die beskrywing waar jy die boek kan koop, jy klik net daar en jy kan in ons lewer landwyd af teen R60. Maar wat Afrikaanse onderwys betref, al hierdie Afrikaanse skole, hierdie sogenaamde staatskole of openbare skole, hulle is oral daar geleë waar ons mense woon. En met ander woorde, dit is ontsettende, dit is in die eerste instansie baie waardevolle eiendom daai. Ek dink elkeen van daai skole, net die eiendom is seker omtrent 30-40 miljoen rand en die nie meer nie werd. En dit alles is deur ons betaal, deur ons belastings in die verlede en al ons fondsinsamelings wat ons gehou het. En nou kom hierdie ANC bewind en hy beoefen beheer daaroor uit en hy wil dit van ons wegneem. Die Afrika kort na 94. En hierso wil ek myself ook uitlaat teen die Afrikaner verraaiers in ons eie geleedere. In die eerste instansie mense wat hulle kinders na Engelse skole toestuur. Jy weet dit is vir my net so onsinnige ding om te doen. Jy weet die standaard van Engels in hierdie land is ontsettend laag. En die standaard van Engels by Afrikaanse skole is hoër as in 99% van die Engelse skole in hierdie land. En dit is ook nie so belangrik dat jy goed met Engels hoef te wees nie. Die meeste mense, die meeste Amerikaners en wie ook al, hulle is ook glad nie goed met Engels nie. En die Britte praat dit ook maar krom en skeef, meeste van hulle. Dis maar nie die elite, die top 2% wat 'n benul het van Engels. En dan praat ek nie eers van die Europeërs of die Oosterlinge of wie ook al nie. Maar, ons mag nie langer toelaat dat ons onderwys beheer word deur volksvreemdes nie. Wat ons onderwys wil aftrek ondertoe in die moeras in en wat eenvoudig konstant sedert 94 besig is om Afrikaanse onderwys in die wiele te ry.
En as ons nou praat van hierdie verraaiers, dan was daar ook die uitspraak, hier kort trouens, dit is hoe ek by hierdie hele soort openbare debat, en wat mense dit ook al wil noem, oor Afrikaans betrokke geraak het. Daar in 1996, toe, daar was 'n Rhodesiër, of 'n Zimbabweër, soos hy self sal noem, Mary Metcalf, wat ook ANC-lid is of was, en sy het die sogenaamde LER of vir onderwys in Gauteng geword. En sy het onmiddellik hierdie blanke Engelse gespuis van Rhodesië het onmiddellik begin om die Afrikaanse skole te teiken. En sy het 'n hofsaak gemaak teen Afrikaans in die Hooggeregshof. En raai wie was op die bank? Niemand minder nie as Johan Kriegler, wat homself hier en daar uitgee vir 'n Afrikaner. En hy het die uitspraak teen die skole gelewer, dat geen Afrikaanse skool mag aandring daarop om sy taalbeleid te behou nie. En sedertdien het hierdie hele ding voortgesleep, dis nou al 30 jaar wat ons hiermee besig is. Daar's geen einde daaraan nie. En nêrens anders ter wêreld, in België of Kanada of enige ander plek op aarde waar daar meer as een taal bestaan, sal een taalgroep toelaat dat die ander taalgroep sy onderwys beheer nie. Dit is die onsinnigste, absurde ding waarin jy kan dink. En ons met hierdie, ook natuurlik hierdie hele sage rondom die sogenaamde Bella-wet, is duidelik dat hierdie staat en hierdie bewind is totaal en al vyandig teenoor ons en teenoor Afrikaans. En dit is die absolute minimum wat ons nodig het om onsself te kan handhaaf in hierdie land en ons kinders 'n ordentlike opvoeding te gee en ons kultuur en taal en alles wat daarmee saamhang aan 'n volgende slag te mag oordra. En daar is voorbeelde van suksesvolle Afrikaanse privaat skole. Trouwens, die skool waarop ek was hier so in Johannesburg, Help Mekaar. Dit was destyds Hoërseunskool Help Mekaar en daar was 'n meisieskool ook. Maar ek sal nie julle verhaal ingaan nie, maar ook vanweë iemand se selfsug. Hierdie meisieskool heeltemal vir Engels. En hy is net skaduwee van die gebou is nog daar, dis al. Maar die seunskool het nou 'n gemengde skool geword en hy's geprivatiseer. Hy's betyds voor 94 geprivatiseer, want daar was mense wat die insig gehad het om te weet, hier kom 'n ding en ons beter ons skool privatiseer. En hy is toe geprivatiseer en ons groep hou so af en toe 'n reunie daar, en ek sal sommer net vir die foto wys by ons laaste reunie. Hier staan ek by die hoeksteen wat in 1925 gelê is deur generaal J.B.M. Hertzog in September, ek dink 19 September. So daai gebou is hy's nou al 100 jaar oud hierdie jaar. En by my is daar 2 van ons onderwysers van destyds. Die Engels onderwyser reg langs my en dan ook meneer Sakkie Kotse, sy naam is meneer Keith Allen, en dan was daar meneer Sakkie Kotse. Hy was ook 'n stoere, Sakkie Kotse was ook 'n stoere voorvegter vir Afrikaans, al jare lank. Hy die grootste ATKV tak in die land bedryf in Centurion. En hy gaan nou nog na elke reunie toe, by Help Mekaar. En van my mense wat saam met my was, van hulle is ook Kanada toe en Mabekal en baie toe teruggekom en wat ook al. Hulle is almal oor die algemeen tamelik suksesvol. Maar daar's 'n voorbeeld en die skoolgebou lyk nou pragtig. Dit baie beter as in ons dae. Daar's hulle nog agteraan aangebou en daar's 'n biblioteek en 'n soort van 'n innovasiesentrum waar hulle mense op rekenaars oplei en hulle doen baie goed in kultuur en redenaars en sport en wat ook al. Nou, ek dink elke Afrikaanse skool in die land moet geprivatiseer word en beheer word deur die beheerliggaam of wat ook al. Dit moet 'n artikel 21 maatskappy wees en dan moet een of ander vorm van 'n fonds wees vir die
ouers wat nie die fooie kan bekostig of wat ook al nie, of om die skool met sy bedryfskoste te help. En daar sal elke Afrikaner in hierdie land sal sy hand in sy sak moet steek. Kyk, ek het my Netflix intekening 'n jaar of 2 gelede, toe daar verskriklike, een Saterdag aand 'n verskriklike ding daarop was, so polities korrek en wat ook al, en eintlik dekadent en feitlik pornografies en wat ook al. Dat ek net vir myself sê, ek wil nie betaal om na hierdie goed te kyk nie. En ek het dit daar en dan gekanselleer. En ek dink ons moet al hierdie onnodige gemors waarop ons ingeteken is, jy weet, soos Netflix en selfs MultiChoice en al hierdie goed, moet ons kanselleer en ons moet elkeen, daar moet een of ander groot soort van 'n volksvergadering of organisasievergadering of wat ook al, met AfriForum en die Broederbond of die Afrikanerbond en almal moet by mekaar kom en dan moet 'n fonds wees en dit moet ordentlik bestuur word en dan moet nie kleinlike politieke ry en alles soos gewoonlik wees nie. En almal moet bydra tot hierdie skole. En hierdie ANC bewind moet dadelik al ons skole aan ons oorteken dat dit glad nie meer onder die onderwysdepartement val nie. Hulle moet privaat wees en dan kan ons werklik weer begin werk aan ons onderwys en aan ons kultuur en ons kinders vir 'n volgende geslag. Jy weet, dat ons kultuur oorgedra word in die volgende geslag en dat ons kinders bestand kan wees teen al die uitdagings wat op hulle wag. Die oomblik is hulle daardie skoolhekke verlaat. Trouwens, ek dink nou, ja, ek wou eintlik nog 'n foto gewys het van Mimi Koortse. Sy was ook op Help Mekaar. Daarso is haar foto daar in die gang na by die skoolhoofse kantoor. En ek dink toe ek laas daar was, het ek sommer ook die hoofse kantoor afgeneem binne. Hulle het ons so op 'n begeleide toer geneem deur die skool. Want en trouwens, daar's 'n voltydse personeel by Help Mekaar wat net kyk na die skoolskommunikasie en verhoudinge met oud-leerlinge en al sulke tipe goed. So, ons kan iets fantasties regkry. Elke Afrikaanse skool daar buite, selfs in minder gegoede areas of wat ook al, kan iets fantasties word as ons genoeg moeite doen, as ons genoeg geld daarin sit en al ons onnodige gemors en al hierdie verskriklike duur voertuie wat mense ry en die banke ryk maak en die handelaars en die staat. Ja, as jy 'n nuwe motor koop, dan betaal jy dadelik 15% BTW aan die staat. So as jy 'n miljoen rand se kar koop, voertuig, dan betaal jy dadelik, skenk jy dadelik 150.000 rand vir Cyril Ramaphosa. En net so natuurlik al die ander versekering en alles wat daarmee saamhang. Kyk, mense roei hulle self uit vir motorvoertuie in hierdie land, omdat hy nou wil dink, jy weet, ek het nou 'n bietjie beter of 'n bietjie groter of wat ook al voertuig as jy. Nee, dit moet reg ophou. Ons moet kyk na die dinge wat belangrik is, soos ons kinders se opvoeding. En dit is die een groot uitdaging wat ons het, is om die Afrikaanse skole weg te kry van die ANC en onder ons eie beheer, dat ons hierdie hele onderwysprojek wat al in die 19de eeu begin het eintlik, maar in die vroeë 20ste eeu natuurlik geweldig momentum gekry het, dat ons dit weer in die regte koers stuur en dat hy weer op die spore kan kom. En daardie geboue en terreine en sport en alles wat daarmee saamhang, dit is ook, elke Afrikaanse skool is ook eintlik so 'n gemeenskapssentrum vir ons mense, en dis ook daar in hierdie soort virtuele wêreld waarin ons nou leef, waar jy heeldag net hier voor jou rekenaar sit, dis ook daar wat jy jy weet, ander mense van jou taal- en kultuurgroep teekom en ontmoet, of wat ook al. Jy weet, mense word vriende, ouers by 'n skool en so meer. Dit is vir ons 'n belangrike plek waar ons kan sosialiseer en inligting kan uitruil en jy weet, mense kan ontmoet en
vriendskappe vorm in wat ook al. So ons moet nie langer, en kyk, wat die hele tyd gebeur, is dat ons speel op die ANC se rugbyveld, om dit nou maar so te noem, want ons is gedurig besig om te reageer op hulle wette, of hulle, jy weet wat in die grondwet staan, en al hierdie, hierdie hele soort bureaukratiese sluikdam, waarin ons ingelei het, sover het onderwys betref, en natuurlik die universiteite is 'n hele ander onderwerp, waaroor 'n mens ook urelang kan praat, wat by die universiteite aangaan, en hoe die Afrikaanse universiteite eenvoudig net uitgeroei is. Maar, kom ons bepaal ons nou by die skole. Ons is in hierdie sluikdam, bureaukratiese sluikdam, en wetgewing, en regulasies, en Bella, en al hierdie goed. Ons moet nie daaroor argumenteer nie, ons moet oor die beginsel argumenteer, dat ons skole, dit is ons skole kom ons toe, en hierdie koloniale heerskappy, hierdie Engelse koloniale heerskappy, wat daar tans heers, wat ons skole betref, moet tot 'n einde kom, en vinnig ook. En daar moet 'n hele debat daaroor gevoer word, en ons moet ook bondgenote kry in die buiteland, om ons daar in hierdie opsig te ondersteun, soos byvoorbeeld Amerika, die Trump administrasie, en ook, jy weet, mense wat ons sympathiek gesind is in Europa, Nederland, en Vlaandere, en Frankryk, en jy weet, selfs Rusland, en waar ook al, daar's 'n klomp Russe wat ook Afrikaans praat, en hulle, wat het geleer het by hulle taaleinstituut, en wat ook al, en die Pole, en Italianers, almal van hulle, almal moet ons ondersteun in hierdie stryd, om ons eie skole terug te kry, by hierdie totalitêre staat, wat besig is, om ons kultuur en ons taal te onderdruk. Nou, ek hoop, ek het daar so 'n paar gedagtes in die middag gelê, liewer gerus kommentaar onder, in die kommentaarafdeling, koop gerus ook die Paul Kruger biografie, en teken in as jy nog nie ingeteken is nie, en dan volgende keer, dan maak ons weer so, totsiens.